Dinsdag 30 Junie. Vandag wil ek 'n bietjie saam met julle dink oor die krag van die natuur. Ons moet tog altyd onthou dat ons nie gemaak is om die natuur te oorwin nie, maar dat ons gemaak is om in harmonie met die natuur en al sy kragte te lewe. Die krag van die natuur word op baie maniere sigbaar. Hier in die Kaap soms in winterstorms, maar ons sien dit ook in die dierewêreld. Ons sien dit in die krag van 'n olifant of 'n buffel, die wyse waarop 'n luiperd sy prooi in 'n boom opsleep. Met krokodille en seekoeie sal ons nie sommer sukkel nie, as ons nie goed bewapen is nie. Dan is daar egter, soos ek sopas gesê het, ook stormwinde en vloedwaters. In Suid-Afrika hou sneeustorms min bedreiging in, en selfs stormwinde en vloedwaters is nie iets waaroor ons baie bekommerd is nie. Althans nie soos in dele van die wêreld waar mense gewoond is aan siklone, orkane en tornado's nie. Wanneer die krag van die natuur egter wel toeslaan, besef 'n mens hoe broos ons as mense eintlik is as dit kom by die kragte van die natuur. Ek glo dat een van die besonderse gawes wat ons as mense ontvang het, die gawe is om juis met wysheid planne te maak om die uitsonderlike kragte van die natuur te kan oorleef. Die afgelope jare word ons meermale getoets, onder andere as 'n gevolg van klimaatsveranderinge. Met ander woorde, vanweë ons eie toedoen en hantering van die skepping. Die besonderse kragte van die natuur kan egter ook tot ons voordeel gebruik word. Dink maar aan die voordele wat wind en hidrokrag ons bied. Ons is na die beeld van God gemaak en deel dus ook in sy kreatiwiteit. Mag hierdie kreatiwiteit ons nog baie help om nie met die natuur te veg nie, maar eerder om met die natuur te dans. Die krag van die natuur herinner ons egter ook voortdurend aan die krag en die almag van God. Volgende keer wanneer jy weer 'n rivier in vloed sien of die hemelhoë branders tydens 'n storm of springgety, onthou tog wie die een is wat alles gemaak het. En ek lees graag vir julle Job 39 vers 12. Sal die buffel gewillig wees om vir jou te werk? Sal hy deur die nag by jou krib bly staan? Kan jy hom inspan en ploegvoere met hom trek? Nee, het Rachel Carson gesê, die mens is deel van die natuur en sy oorlog teen die natuur is op die ou end 'n oorlog teen homself.